Die soeklig is weer op die teel van leeu's in aanhouding en ek gesels vandag in die ateljee met Richard York. Nou hy is die hoofuitvoerende beampte van die wildbedryf Suid-Afrika. Dit is op die WRSA Wildlife Ranching South Africa. En ons fokus 'n bietjie en hoor wat aangaan. Richard, baie welkom by Grootplaas. Dankie Mia, dit is altyd lekker om hier saam met julle te kuier. Ek en jy het heeltemal te lank ons gesels, so dis vir my lekker. Hierdie tema, dit voel vir my asof dit gedurig opkom. Nou die teel van leeu's in aanhouding. Oor die laaste paar jaar is daar baie aandag geplaas op spesifiek leeu's in aanhouding. Wat is die stand van sake op die oomblik? Mia, jy is heeltemal reg. Ek meen hierdie gesprek kom al sedert 2018 met die eerste parliamentary colloquium wat plaasgevind het in Kaapstad. Toe is daar 'n high-level panel aangestel. Toe is daar 'n draft policy position wat uitgekom het. Toe is daar 'n ministerial task team aangestel wat 'n rapport gegee het en ons het gedink dis nou ook verby. Ja. Toe vind ons uit in die begin van die jaar, nee, hulle hou aan met hulle werk. En ons het 'n paar e-posse geskryf aan die minister om te vra, wat gaan aan? Kan julle vir ons meer inligting gee? En ons het tot onlangs het ons weer geleentheid gekry om eintlik met die ministerial taakspan te gesels en te hoor wat aangaan. En dis wat ek wil weet, soos watter tipe kommunikasie is daar tussen die industrie en die minister van omgewingsake? Dis 'n gesprek wat dit vir my voel, ons het dit oor en oor en oor, maar watter belangrike gesprekke word gevoer? Om eerlik te wees, ons gesprekke is bitter min. Selfs met sy eie departement, toe ons die brief geskryf het in die begin van die jaar om te sê, ons hoor daar's 'n ministerial taakspan wat weer aan die gang is, kan die departement vir ons inligting gee. Toe skryf die hoof of die DDG vir ons 'n e-pos terug om te sê, ons moet direk met die minister praat, hulle weet nie wat aangaan met die taakspan nie, die taakspan is daar onder die minister se bevel. Ons het toe al geruime e-posse gestuur aan die minister, ons kry 'n antwoord om te sê, your email has been received, en dan sit die einde van die gesprek. So, ons sit eintlik met 'n tameletjie daar, en ek weet, dit veroorsaak konflik in die bedryf, net van sake wat ek van bewus is daar 3 hofsaake wat nou kom teen die minister, wat voor die hof gaan wees, en dis net oor administratiewe funksies wat die minister moet doen, wat hy nie sy werk doen nie, en is bekommerwekkend vir ons. Namens wie tree hierdie taakspan op? So blykbaar namens die minister, maar ons het die voorreg gehad, van ons lede het vir ons gestuur nou, inligting gestuur van hierdie meetings wat plaasvind. So ons was die 29ste Mei in Bloemfontein gewees, ons was die 5de Junie in Vryburg gewees, en môre sal ons die een bywoon hier in Gauteng. Die taakspan is blykbaar onder die minister se toesig, maar hulle is besig om kontrakte uit te dien namens 'n organisasie of 'n NGO called the Lion Heritage Trust. Nou vra ons die vraag, maar wie is hierdie mense? Hoe pas hulle in? Waar kom hulle vandaan? Wat se mandaat het hulle? Nee, hulle kan ons nie sê nie. En wat doen hulle ook? Presies. En blykbaar het hulle fondse om lede of leeutelers wat uit die bedryf uit wil tree, uit te koop. Blykbaar het hulle fondse om hulle leeubene te koop, maar nie teen markwaarde nie. Dit word blyklik vir ons gesê. En my grootste vraag is, hierdie ministerial task team is deur ons staatse fondse befonds. En nou tree hulle op namens 'n private NGO, wat niemand mag weet wie dit is nie. En die kontrak word ook vir ons uitbewys om te sê, dat daai kontrak verbonde is aan jou permitte. Hoe kan 'n kontrak wat tussen 'n privaat besigheid en 'n NGO wat geteken is, 'n invloed het op jou wettige permitte, wat deur die regulasies bepaal word? So baie vrae. Vreeslik baie vrae en min antwoorde op die oomblik. Ek dink vir iemand wat dalk nie besef, hoekom praat ons so baie oor die kwessie van leeu's in aanhouding? Hoekom is dit vir soveel mense 'n groot probleem of bekommernis? Hoekom is dit vir ander mense nie? Wat is die groot rede tot kommer of die groot impak wat dit maak? Ek dink die grootste rede hoekom ons so baie daaroor praat is die emosies. En daar's verskillende kategorieë van leeu's. Ons het ons wilde leeu's, ons het ons bestuurde leeu's en ons het ons leeu's in aanhouding. En selfs binne leeu's in aanhouding is daar 2 kategorieë. Ons praat van sanctuaries en ons praat van captive breeding operations. Nou, daar's groot geld om te maak deur sensasie. We call it in English wealth mongering. En dis die ironie wat weer tevore kom, is in die MTT report praat hulle van lion safe havens. Nou, hierdie Lion Heritage Trust verteenwoordig hierdie safe havens en hulle gaan die leeu's namens hulle aankoop. Toe sê ons maar,
Sê my net gou, is van die mense wat in die Lion Task Team wat gedien het, is hulle deel van hierdie Lion Heritage Trust? Nee, hulle kan nie vir ons sê nie. Dan vra ons maar, hierdie ouens wat nou die leeu's gaan ontvang, hierdie Lion Safe Havens, voldoen hulle aan al julle protocols en requirements? Nee, hulle doen nie. So, daar's groot konflik daaroor, maar dit borrel als neer in emosie. En dieselfde tyd word daar vir ons gesê, dat die Lion Safe Havens mag nie 'n kommersiële waarde uit die diere uitmaak nie, maar hulle mag toerisme doen. Dis kommersiële waarde. 100%. Dit bly 'n kommersiële waarde. So die groot dryf wat hier uitkom is geld maak uit sensasie van leeu's is 'n groot bedryf. En ons sien dat hierdie Lion Safe Havens 'n groot check vir hulle self sien in die toekoms. En wat is die argument teen leeu's in aanhouding? Wat is die grootste argument? Hoekom dit nie so hê nie? Die grootste aanhouding is welsyn, welfare conditions, en hulle sê leeu's moet vry wees. Maar as ons kyk na ons getalle in Suid-Afrika, Suid-Afrika is die enigste bevolking waar ons wildbestuurde leeu's geen aan 'n dreiging het nie. So ons het nie daai risiko nie. En waar moet ons hierdie leeu's laat vryloop? Ek meen daar sekere studies, ek wil myself doodlag, daar sekere studies gedoen deur wetenskaplikes wat sê ons moet al die leeuplase in die Noordwes een groot area maak en al die leeu's sal vrylaat. Dis onmoontlik. Ons het paaie, ons het stede, ons het kraglyne, ons het dorpe, ons het fragmentation, ons het mense, ons het boerderye wat moet plaasvind. En jy praat dieselfde so, jy praat van ons het mense, as ons kyk na Madikwe Wildsreservaat, waar ons nou sit met al die olifante wat heeltemal te veel is. En selfs daar het hulle oor die laaste paar jaar oor 100 leeu's ge-euthanized, want hulle het te veel. Nou wil hulle die park expand, maar as jy die park wil expand, wat is die dreigement van TB wat in daai park voorkom? So ons gaan landbougrond wat huidigelik produktief is en produseer, verloor om 'n besmette park te vergroot. Richard, ek en jy gaan nou verder gesels. Ons spreek net gou vir handelsflitse. Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat. FR Plus laat nie net rykdom groei nie, hulle beskerm dit ook met eksklusiewe beleggingsopsies wat volgens FR Plus se skatting tot 22% per jaar voor belasting of 12% na belasting kan bied, is finansiële groei binne jou bereik. Versterk jou toekoms, verseker jou nalatenskap. Besoek frplus.co.za. Ek gesels steeds met Richard York, hy is die hoofuitvoerende beampte by die Wildbedryf Suid-Afrika en ons praat 'n bietjie oor leeu's in aanhouding. Richard, ek dink, wat is die bewaringswaarde as dit kom by leeu's in aanhouding? Ja, eerstens, ons wilde leeu's is nie bedreig nie. Dit is ons eerste kernpunt wat ons altyd op neer moet kom. Die tweede punt, ons het gepraat van die verskillende kategorieë en ons praat van die Biodiversity Management Plan for Lions wat in 2015 ontwerp is om 'n meta-populasie bestuursplan te wees vir al ons leeu's in managed areas. Daai dokument en daai policy is nog nooit eers geïmplementeer nie, want ons het nie kapasiteit of budget nie. Nou as ons gaan kyk na die captive bred lions, ons het 'n studie begin in 2017 waar ons briewe geskryf het aan al die verskillende DNA laboratoriums en die universiteite om te sê, kom ons kyk na die genetiese waarde van leeu's in aanhouding. Almal sê mos altyd leeu's in aanhouding is vreeslik ingeteel. Dit was die grootste paper study wat nog ooit gedoen is oor leeu's en die resultate was skrikwekkend. Leeu's in aanhouding het 'n groter diversifisering as die bestuurde leeu's en is selfs beter as die in Kruger Nasionale Park. En baie mense sê maar dis omdat leeu's van oral oor die wêreld gekom het. Dit is nie so nie. Daar was definitiewe populasies geïdentifiseer en die meeste van hulle kom eintlik uit Kruger Nasionale Park uit. Nou kan jy eintlik enige leeu's uit Kruger uitskuif en die antwoord is nee, want hulle is besmet met TB. So jy het jou siektes wat jou dan keer om daai bewaring uit te brei. So voordat ons net 'n bedryf wat al gewys is dat hy genetiese waarde het, net heeltemal toemaak en vernietig,
moet ons seker na die toekoms kyk om te sê wat is daai waardes en hoe kan ons dit beter benut. Ek weet julle is ook besig met 'n paar met roadshows en ek kan nou nie dink wat die Afrikaans vir 'n roadshow is nie, maar vertel vir my 'n bietjie meer daarvan, hoekom doen julle dit? So die ministerial taakspan is besig met hulle roadshows. Hulle kommunikeer op die oomblik met die privaat leeuboer. Ons het al 'n paar verrigtinge aan hulle geskryf om te sê, maar hoekom stel jy ons nie as industrie in kennis van, of as die sektorleiers in kennis van wat hier aangaan nie? En hulle sê vir ons, nee, dit het te doen net met die privaat onderhandeling tussen hulle en die leeuboer. Dit het nie te doen met die hele bedryf nie. Goed. Is daar 'n manier, in watter manier sal julle betrokke kan wees met 'n opdrag soos dit? So enige lid, en ons is deur 'n klomp van ons lede genader, wat graag wil sien wat die ooreenkoms is, kan met ons kommunikeer en kan met die kantoor kommunikeer en ons sal advies gee, so bes as wat ons kan, om te help dat hulle die regte besluite maak. Namens hulle eie bedryf. Hierdie is, soos die taakspan vir ons gesê het, hierdie is net 'n voluntary exit. Die rumors wat daar buite hardloop om te sê, hulle gaan die bedryf toemaak, hulle het geen mandaat om die bedryf toe te maak nie. Hierdie is net 'n gesprek tussen jou as die leeuboer en hulle as die taakspan. Maar ons bevraagteken nog steeds, wat se mandaat het hulle as 'n taakspan om staatse geld te vat om namens 'n privaat NGO te onderhandel? In een van die verslae, onlangs 'n verslag van word daar beweer dat 40% van die fasiliteite eintlik maar non-compliant is. Is hierdie akkuraat? So ja en nee. Ja. Ek gaan jou vinnig hier vraag vra. Hoeveel spoedboetes of parking violations het jy? Op die oomblik nie een nie. Het jy al in die verlede gehad? Ja, natuurlik. Okay, maar dan is jy non-compliant. Goed. So die syfer word bietjie uitgedryf. Hulle praat daarvan 257 leeuboere wat ondersoek is en hulle praat van 38.9% being non-compliant. Ja. Maar net 5 het eintlik formele charges teen hulle gekry. Ja. So dis 2%. Ja. Dis nie die hele bedryf nie. Non-compliance word in hulle boeke geskryf van my elektriese heining is dalk 'n draad te stikkend. My waterkrib is dalk nie skoon nie. Op my permit, wanneer ek 3 jaar terug aansoek gedoen het, het ek aansoek gedoen, ek mag net aansoek doen vir 10 leeu's, want dis wat ek wettiglik op my grond het. Ja. Nou het hulle aangeteel, daar's welpies wat bygekom het, nou het ek 13 leeu's. Nee, dis non-compliance. Want jou permit is net vir 10. Ja. Maar dis onmoontlik om te sê, ek gaan teel, so ek gaan soveel leeu's oor 3 jaar hê. Ja. Jy kan net aansoek doen vir wat jy huidiglik op jou fasiliteit het. Ja, dit maak dit moeilik. Daar is tans 'n dokument wat wag om geteken te word, wat glo alle nuwe toetreders tot die beroep verhoed. Hoe voel julle daaroor en eerstens, wat 'n impak gaan dit hê? So dit is een van die grootste goed wat ons oë op fokus op die oomblik, is daar's nog nie regulasies in plek gesit nie. Hier's reports en hier's policy documents, maar daar's geen regulasies wat in plek is om enigiets te forceer nie. Die prohibition notice wat hulle graag wil uitbring, is presies dieselfde soos die paai wat ons praat. Ons sê ons wil die leeubedryf staak, want daar's welfare concerns, daar's concerns of illegitimate activities, wat ook al dit mag wees, maar ons gaan alle nuwe karre op die pad verhoed om te enter, en ons gaan net, as jy op die pad is, kan jy maar ry soos wat jy wil. Dit maak nie sin, jy adresseer nie die concerns nie. Ja. So ons gaan definitief 'n dop hou, sou sulke beleid in plek kom, en veral met al hierdie conflicts wat ons sit met die Lion Heritage Trust en Lion Safe Havens, gaan ons dit definitief met ons prokureurs gesels en dit moontlik aanpak. Richard, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer dit en sterkte met die gevegte. Dankie Mia, ons waardeer dit opreg.